Shabbat Shalom. Shabbat Shalom van my af. Wel, ons kom nou terug na die feeste en ons moet weer begin opvang met die parasha. En ja, ek dink vandag is 'n dag wat julle mooi moet luister. Daar is, ek werk al die hele week daaraan en ek hoop ek kon dit bymekaar kry, om die waarheid te sê, ek dink party van hierdie goed gaan vir Marikkie ook nog nie wees, want sy het dit ook nie gehoor nie. So niet is dit, so vars in die woordentyd as ek dit so mag noem. Maar hierdie is 'n baie belangrike parasha waarmee ons gaan werk vandag. En ons het regtig nodig om baie mooi, baie fyn te luister. Want soos ek sê, ons kom uit die Pesach uit, né? En as jy uit die Pesach uitkom en jy kom uit die Bikurim uit, en ons het gepraat oor die Yeshua se opwekking uit die dood uit deur die Ruach HaKodesh, en jy weet, so nou voel dit maar, waar pas hierdie hele storie dan nou in hierdie normale vloei waarmee ons eintlik besig is? En ek hoop van harte dat jy in staat sal wees om die kolletjies by mekaar te kry. Maar jy gaan ook sien dat wanneer ek wegspring, dan wil ek dis amper half 'n challenge, wat ek nou ons almal toe uitgooi, sodat ons kan kyk, want ons praat vandag oor Shemini, en Shemini het alles te doen met die 8ste dag, en die 8ste dag het alles te doen met die inwyding van die tabernakel. En ek wil jou toch sê, nee, as jy kan, nou jy notaboek byderhand, want jy gaan 10 vrae kry. Dalk het ek nie die goed heeltemal so in die volgorde gesit, so wat ek het sou wou gedoen het nie. Weer eens, dis hoekom ek sê, jy weet, Marikkie het baie keer het sy nodig, ons is maar die klankbord, mekaar se klankbord, ons gaan deur hierdie inligting, ons wil graag die regte en korrekte inligting voor julle plaas, sodat julle dit saam met ons kan studeer en bestudeer. Maar kom ons gee eers vir haar kans om ook net te groet. Shabbat Shalom. Wel, jy kan maar weer. Nee, julle, hierdie is 'n stewige lering. Kom ons kyk wat hou dit vir ons in. Kom ons kyk wat Vader wil oopbreek. Ek dink daar is nogal heel wat gaan kom, maar kom ons doen net eers gou die Psalm, die Tehillim wat saam met hierdie parasha gaan, en dit is 128. En dit is 'n bedevaartse lied. Hy sê, welgeluksalig is elkeen wat Jahweh vrees, wat in sy weë wandel. Die opbrengs van jou hande sê jy sekerlik eet. Gelukkig is jy, en dit gaan met jou goed. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis. Jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel. Kyk, soos as sekerlik geseën word die man wat Jahweh vrees. Mag jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem mag aanskou, al die dae van jou lewe, en dat jy jou kleinkinders mag aanskou. Vrede oor Israel. Seën. Weer eens het ons gesê, dat die parasha se naam is Shemini, wat verwys na 8, dus letterlik die Hebreëus vir 8ste, ek dink is die 3de woord in die eerste sinnetjie wat jy gaan lees, en dis kenmerkend van hierdie hele parasha, wat Levitikus of Vayikra 9 vers 1 tot hoofstuk 11 vers 47 uitmaak. Nou, hier gaan goed wees, dit gaan herhaal word, maar ek wil net, kom ons recap net so 'n bietjie, onthou ons het nou so 2 weke, 3 weke laas, toe ons gekyk hierna, want in Parashat Tzav het ons al reeds begin kyk na die inwyding en die opleiding vir hierdie inwyding. En vir 7 dae lank het ons dan nou gesien, het Moshe vir Aaron en sy seuns opgelei, en jy sien ook op die 8ste dag, hier in Parashat Shemini, op die 8ste dag het Moshe vir Aaron, sy seuns en die leiers van Israel geroep. Klein detail waarvan ek nie moet kennis neem, hoor. Klein detail. Maar daar is 'n rede daarvoor. So kan jy dink, hier is iets groot wat nou moet gebeur. As jy sê vir 7 dae lank is jy opgelei, maar hier moet nou dinge gebeur. So kom ons kyk net gou wat jy weet, hoe lyk ons Torah leeslys? Ek meen, ons gee dit elke week vir jou, en die idee daarvan is, jy moet die dots connect.
So wat ons eintlik altyd maar sê, so waar pas hierdie Torah gedeelte in by die res van die Tanach, jy weet in die profete gedeelte, die Haftarah gedeelte, waar pas dit in by die Brit Hadashah, jy weet wat genoem word die hernieuwde verbond. So kom ons kyk gou hoe lyk hierdie leesgedeelte. Ja, die Torah, is dit Vayikra of Levitikus 9 vers 1 tot hoofstuk 11 vers 47. Dan die Haftorah Shemiel Alef, dis 1 Samuel 20 vers 18 tot 42. En dan die Brit Hadashah is Matthidja of Matteus 3 vers 11 tot 17. Maasai of Handelinge 5 vers 1 tot 11. En dan ook hoofstuk 10 vers 1 tot 35. Ivrim of Hebreërs 7 vers 1 tot 19, ook hoofstuk 8 vers 1 tot 6, maar dan ook uit Markos 7 vers 1 tot 23, en dan Kefa Alef of 1 Petrus 1 vers 14 tot 16. Dis 'n stewige klompie werk daar waarna jy sou moes gekyk het, en soos ek vir gesê het, ons het gekyk na hierdie inhuldigingsstappe van Moshe vir 7 dae lank, dis die stappe, daai prosedure is verduidelik en hy het vir hulle geleer. En 'n mens wil dink, nou wat is nou so moeilik daaraan na 7 dae, dat jy so herhaaldelik dit moet ingedrul word. Ok, kom ek sê dit vir jou ore. Nee? Hoekom moet dit by jou ingedrul word? Moet ons nie net verstaan wat offer kom, wanneer en vir wie nie. Maar jy sien, hierdie parasha praat oor die inwyding van die tabernakel, hy praat oor die tragiese dood van Nadab en Abihu, en dan praat hy van die dieetwette of die kashrut, dis waarvan hy gaan praat. Nou, ons sien, soos ek sê, ons net vandag recap. Jy kry die hoogtepunt van dit waarvoor hierdie Torah dan nou vir hulle gegee is, alreeds daar van die berg Sinai af, nee, jy kan nou sien hoeveel hoofstukke verder het ons nou al beweeg. Ons kom nou al hier by Vayikra hoofstuk 9, en dit word letterlik die hoogtepunt van die Torah. En ek praat letterlik van die eerste paar, kom ons sê, verse daarvan, want daar's goeie goed wat gebeur en daar's slegte goed wat gebeur. Nou, ons het gesien, Jahoua het gedoen presies wat hy gesê het. Hy het sy heerlikheid het hy vir Farao getoon, en hy het sy volk Israel uit Mitzrayim uitgered. Dan gaan hy en hy lei sy volk na die berg Sinai, en dan kan jy sien, daar openbaar hy sy Shekhinah, sy heerlikheid aan hulle. En dit is 'n ding wat jy moet, kan jy jouself indink, jy staan by die berg Sinai, en jy hoor hierdie dinge, en jy sien hoe word hierdie hele tabernakel gebou, en jy sien al hierdie voorbereiding wat plaasvind, dan moet jy besef, iets bonnatuurlik is aan die gang. Dit sou onnatuurlik wees as jy nie die vraag vra, maar waarom moet ek al hierdie geskiedkundige goeters dan nou weer, ek meen dis so herhaal, en daar word nie eers meer diereoffers gebring nie, buitendien, Yeshua moes die hoëpriester. Ek het mos nou alles in hom wat ek nodig het, ek hoef mos nou nie meer offers te bring nie, hoekom Chris, hamer jy so op hierdie ding? Wel, kom ek sê vir jou, wat gaan ek doen? Ek wil weer aanvanklik, voordat ek die Torah gedeelte met jou bespreek, wil ek 'n bietjie praat oor Aaron, Yeshua en jy. Nee? As ek 'n titel moet gee, en dis 'n ding wat die hele week in my maal is, Aaron, Yeshua en jy. So, jy kan miskien sê, goed, Parasha Shemini, en dat hierdie word 'n subtitel, Aaron, Yeshua en jy. Want jy sien, as jy kyk na die inhuldiging van Aaron, dan verwys dit, ek meen, dit moet jy verwys na Yeshua, is dit nie? Die ding wat my op hierdie pad gesit het, ek sê dit weer vir die wat dit nie weet nie. Ek het die tabernakel bestudeer, uit 'n boek uit, wat ek gekry het, seker hier in 2003. In dit het ek raak geloop, Lukas 24 vers 44 sê, toe sê hy, dis nou die Messias, wat uit die dood uit opgewek is, hy is besig om sy disippels te praat, ons weet nie op die hoeveelste dag dit is nie, ons weet is in die tyd van die tel van die omer, waar binne ek en jy nou is, nee? So op daai tyd sê hy vir hulle, toe sê hy vir hulle, dat Moshe,
Moshe is dan nou die idioom vir die Torah. Moshe en die profete en die geskrifte het oor my geskryf. En dis die ding wat vir my gesê het, nou kom het ek, wat al die Bybel hoeveel keer deurgelees het, hom nie daar gesien nie. Ek het hom nie gesien in daai gedeeltes nie, hoe dan nou? So ek gaan vir jou skrifte goeders wys, wat my en jou aandag nodig het, want ek wil hê jy moet nie dink dat jy kan ontsnap, wat Aaron deurgegaan het nie. Eerder, jy sal dalk jou roeping bietjie beter verstaan, as ons deur hierdie ding gaan. So, waar word Yeshua dan nou 'n hoëpriester? Kom ons kyk na Hebreë 3 vers 1. Dis Hebreërs. Daarom afgesonderde broers, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, die Messias Yeshua. Wel, as jy so daarna kyk, dan jy sien, hy is die hoëpriester van jou belydenis, né? Verstaan jy? Maar hoe het hy hoëpriester geword, want hy is van die stam van Jehuda. En jy weet mos nou, as jy die Torah bestudeer het, dat die hoëpriester kan net uit die bloedlyn van Aaron uitkom, en as jy gaan kyk na die tyd van koning David, of David dan nou, dan sê jy sien, dit kan eintlik net uit die bloedlyn van Zadok uitkom. So, hoe op aarde kom Yeshua uit die stam van Juda? Kom hy nou en ons sê net, ja, maar hy is die hoëpriester. Hoe het hy hoëpriester geword? Jy sien, die ding is, jy moet wegkom van hierdie ding, dat jy net doodeenvoudig sê, weet, ek noem dit mos-theologie. Dus werk nie met mos-theologie nie. Jy gaan oor en oor sien, dat die Fariseërs en die Sadduseërs het hom nie erken, nie, omdat hulle hom suiwer gesien het, volgens Torah beginsels, en nie volgens, kom ons sê, die breër prentjie nie. En ek hoop om dit vir julle so 'n bietjie duideliker te maak. So kom ons kyk net vlugtig na die volgende ding. Jy sien, Hebreë verwys daarna dat hy is die hoëpriester in die orde van Melchisedek, en Jolan het vir ons 'n mooi song daar gespeel, en so. Het jy geweet dat hierdie gedeelte wat nou in die Brit Gerasha oor gepraat word, oor die orde van Melchisedek, jy weet, wat ons sommer net so ligtelik so rondgooi, Yeshua het nooit op enige manier aanduiding gegee dat hy is deel van die orde van Melchisedek nie. Maar nou moet ons gaan kyk, hy wat Yeshua is, hierdie Fariseer, wat een was toe hy geroep is, een wat vir die res van sy lewe een was, en vir die laaste 2000 jaar is hy nog steeds 'n Fariseer. Hy het hom geroep. En hy, omdat hy sê, nee, ek is nie meer 'n Fariseer. Hy sê, hy is en bly 'n Fariseer. En ek lê klem daarop. Kom ons kyk wat sê hy dan nou in Efesiërs 6 net vir my en vir jou. Ja, inderdaad sê Shaul, eindelik my broers, word kragtig in die meester en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van Elohim aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die booste geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van Elohim op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van rampspoed, en nadat julle alles vervul het, staande kan bly. So in vers 11 sê hy vir jou, trek die volle wapenrusting van Elohim aan, dan sê hy weer vir jou hier in vers 13, daarom neem die volle wapenrusting van Elohim op. Ek en jy weet, as jy Hebreëus verstaan, as jy Hebreëse denke verstaan, as jy Jewish thought form verstaan, dan weet jy, wanneer 'n ding vir jou dubbel gesê word, is daar geweldige klem wat daarop gelê het. Maar kom ons kyk hoe lyk die res van Efesiërs 6. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan,
En as skoene aan julle voete die bereidheid vir die goeie nuus van vrede. Behalwe dit alles neem die skuld van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van Elohim, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis waar daartoe waak, met alle volharding en smeking vir al die afgesonderdes. Kan jy vir my weer een skyfie teruggaan, ek wil net iets wys daar. Uiteindelik my broers, trek die volle wapenrusting, ek en jy moet dit aantrek. Ek en jy die gewone gelowige, ons moet die hoëpriesterlike klere aantrek, gaan net vir my weer terug na die volgende een toe, jy kan sien, sy praat van die borsplaat van geregtigheid, sy praat van die skoene van die bereidheid om die goeie nuus van vrede uit te dra, as ek vir jou sê, die skild van geloof, ek het oor daai ene gesit in top, en gedink, maar Vader vir Abraham gesê, wandel voor my, en ek sal vir jou 'n skild wees, so Jahoua homself is jou skild, nie hierdie Romeinse soldaat se skild nie, Jahoua homself is jou skild. Ok, kan jy nou sien, hoe gaan hy verder, jy praat van die gordel van waarheid en die borsplaat van, jy praat van al daardie dinge, en jy sien dus die hoëpriesterlike klere, wat van jou verwag word om aan te trek. Het jy ooit so daaraan gedink? So denk jy moet jy anders te kyk na die Shemini op hierdie huidige stadium, wanneer die inhuldiging van die hoëpriester kom. Trek die volle wapenrusting van Elohim aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel, teen die vreemde vuur waaroor ons later gaan praat. Hou daai in gedagte. So het jy gesien volgens wat Shaul hier sê, moet ek en jy hoëpriesterlike klere aantrek, ons moet hoëpriesterlike wapens opneem, en jy is die gelowige moet dit dra. So jy moet hoor, en jy moet doen wat Elohim wil hê, jy moet doen. Die punt is, daar is hoëpriesterlike funksies wat ek en jy gaan moet verrig. En dit moet staan teen, dit staan as geestelike oorlogvoering. Want die vyand staan in loer. En dit is wat gebeur het met Nadab en Abihu. Gaan nou by daai ene kom. So kom ons som nou gou op vir wat ek tot dusver gesê het. So, Aaron gaan ingehuldig word as die hoëpriester. Yeshua is die hoëpriester wat aan die regterhand van Elohim staan, en ek kan nou vir jou dit sê, wanneer jy daai terme hoor, en Stefanus is die een wat dit bevestig dan, maar as sy 7, wanneer hy sê, hy sien Yeshua aan die regterhand, met ander woorde, hy sê eintlik vir die volk, en dis seker deel van hoekom hulle so woedend geraak het, Yeshua is die hoëpriester, is eintlik wat hy sê. So wanneer jy gaan kyk na die terminologie, soos die seun van die mens, en al daardie, dan moet jy verstaan, Yeshua daai opgeneem, maar hy is nie van die stam van Levi nie, so wat gaat aan? En dan word daar van my en jou, wat diepgenaamd nie kan sê, ons is van die stam van Levi nie, word daar van ons vertel, ons moet die wapenrusting aantrek, van die hoëpriester. Is dit nie so ernstig oor te dink nie? Jy sien, Yeshua doen intercessie vir my en jou, hy verrig daai rol. Hy verrig regtig daai rol. So kom ons kyk, ek gaan net gou deur al die alias gaan, en dan gaan ons begin om hierdie ding so bietjie te dissekteer, want ek en jy het nodig om dit te weet, wat word van ons verwag aan die einde van die dag. So probeer hierdie by mekaar hou, en kry jou vrae by mekaar, regtig, hoor. Goed, ek gaan vir die opsomming gee van die alias, ek hoop nie, daar kom 'n herhaling daarvan nie, want ek het 'n paar goed ingedruk hier ter 11de ure. Goed, die eerste alia, wat jy kry in Vayikra 9 vers 1 tot 16, Moshe vergader die hele Israel by die Mishkan. Mishkan, onthou nou, dis die tabernakel, om te getuig van die afkoms van die goddelike teenwoordigheid. Met ander woorde, hierdie goddelike teenwoordigheid gaan van Sinai afkom nou na hierdie tabernakel toe. En dit gaan op daardie dag gaan dit gebeur, terwyl Aaron sekere en verskeie offers gaan bring ter voorbereiding van hierdie openbaring wat hulle nou gaan kry. Jou tweede alia, dan seën Aaron en Moshe, moet nou nie 'n fout maak nie, dis waarskynlik die hoëpriesterlike seën van Bemidbar 6 wat hier uitkom, maar hou net 'n gedagte, you have to connect the dots, soos hulle sê. So daarna seën Aaron die vergadering met die priesterlike seën, hy en Moshe seën die volk, en dan sien ons, dan daal die teenwoordigheid, die Shekhinah, daal dit neer.
En jy kan sien, die bevestiging daarvan is die sigbare manifestasie op die Mishkan self, wat daar plaasvind. Uit ons derde alia bestaan uit Vayikra 9 vers 24 tot 10 vers 1, dan word hierdie offers word dan goddelik verteer, maar dan sien ons ook dat Aaron se seuns Nadab en Abihu, omdat hulle 'n onbevoegde wierookoffer gebring het, is daar moeilikheid vir hulle wat wag. Moshe verbied egter vir Aaron om te rou en hy beveel hom om voort te gaan met die diens van die Mishkan en dan gee hy verdere instruksies aan Kohanim oor die gebruik van wyn. Nou jou vierde alia is Vayikra 10 vers 12 tot 15 is dit, daai paar verse. Moshe spreek nou Aaron en sy oorblywende seuns aan en hy gee vir hulle opdrag oor hoe die dag se offers op 'n voorgeskrewe wyse geëet moet word, ondanks die dood van hulle familielede. En dan die vyfde alia, hoofstuk 10 vers 16 tot 20, Moshe is ontevrede, hy is eintlik woedend, omdat die sondoffer verbrand is en nie geëet is nie, maar dan aanvaar hy Aaron se verduideliking. En dan die 6de alia, nou gaan ons oor na die spyswette toe, die kosherwette, die kashrut, soos hulle dit noem. Daar is spesifieke lyste met besonderhede. En die Torah beskryf ook, seremoniële onreinheid wat veroorsaak word deur aanraking van die karkasse van hierdie nie kosher diere. Die laaste alia gaan hoofstuk 11 vers 33 tot 47. Die sien jy oor die beskrywings wat volg oor hoe die gebruiksartikels ritueel onrein kan word en oor die onreinheid wat veroorsaak word deur verkeerde slagting van hierdie kosher diere. So jy kan jou offerdier opmors. Nee, perfekte lam wat jy kan hê, as jy 'n verkeerd slag, het jy die ding, het jy offer verkeerd gebring. 'n Verbod word ook uitgespreek teen die eet van insekte en reptiele, en daar's regtig ernstige vermaking om kadosh, dis nou afgesonderd te wees en deur weg te bly van sekere voedsel, so wat in hierdie hoofstuk uiteengesit word. Nou kan jy nou byvoorbeeld sê, ek het net doeteenvoudig nie genoeg tyd gehad om dit ook by te voeg nie met alles wat ons nie. So wat is ons belangrikste gebeure hierso? So dit sluit Aaron se eerste offers in, Moshe en Aaron gaan die tabernakel binne. Ek gee hierdie vir jou, sodat jy duidelik kan weet, wat word van jou verwag, wanneer jy dink jy gaan daardie wapenrusting onttrek, wat jy die opdrag kry om dit te doen, né? So, kyk mooi, dan verskyn die heerlikheid van Jahwe, en dis die belangrike ding, jy wil daai wapenrusting aantrek, sodat die heerlikheid, die Shekhinah van Jahwe, na vore kan kom in die werk wat jy gaan doen, wanneer jy daai klere aantrek. Dan is daar 4 wat die slagting of die slagdiere dan verteer, en die mense val op hulle aangesigte neer in aanbidding, en dan sien ons dat Nadab en Abihu, hulle bied hierdie ongemagtigde vuur aan en hulle sterf. Ek gaan nie heeltemal so baie tyd daarin gee nie, maar daar is net 'n paar goed wat ek jou wil wys oor die vreemde vuur. En dan Eleazar en Itamar, hulle onderskei die afgesonderde van die onreine, die suiwering van die onreine ook, vind dan daar plaas. Goed, so, wat het ons hierso gekry? Daar's 'n orde, as ons die ding opbreek, dan gaan hy as volgelyk, né? Daar's 'n orde van die geskiedenis wat saamgestel word deur die belofte van Jahwe se verskyning. Jy kan sien, daar's die belofte aan die leiers, die belofte aan die mense, dan is daar 'n voorbereiding vir Jahwe se koms, daar's die offerandes wat gebring word, daar's 'n seën wat uitgespreek word, en die seën word aangebied. Dan het jy die manifestasie van Jahwe se heerlikheid, en hier sien jy die bewys van sy Shekhinah, jy sien die reaksie op sy Shekhinah, en dan kan jy ook sien hoe word sy eer, dit ontvou letterlik hier voor jou, dit word ontplooi hier in jou teenwoordigheid. Ek dink dit is dalk die regte manier om dit te probeer beskryf. Nou, die orde van daai geskiedenis van die Shemini verhaal word saamgestel, weer eens, die vuur wat van Jahwe af uitgaan, dan sien jy daar's 'n provokasie van Jahwe, dan het ons die storie oor Nadab en Abihu, die tragiese einde, en dan kyk ons na die belangrikheid van die priesterskap, deur te luister na Jahwe, wat Jahwe verbied, wat hy wil hê, wat hom behaag,
En dan kyk ons na reinheid en suiwerheid in die dieet. En kan jy sien, hoe is dit dat jy hierdie inbeiding van hierdie hele tabernakel het, nie volgende moment praat ons oor kos wat jy nie mag eet nie. Onthou, hier is die goed wat uit die mond van jou uitkom, en dis so, hy dit sê, so jy is wat jy eet, en jy moet versigtig wees wat jy eet, wat jy in die tabernakel wil invat. Dink dis die hele prentjie daai. So jy kan... Ons kyk daai in mis. Wat jy in jou liggaam sit, vat jy in die tabernakel. Heeltemal so, en wag dat ons kom by volgende week se gedeeltes, wanneer hy begin praat oor jou intieme lewe, wat jy ook dink jy in die tabernakel kan invat. So, ons moet regtig mooi kyk na wat dit is wat ons doen, voordat ons die troonkamer wil betree, as ek dit so kan stel. Jy kan sien, daar soos dat hierdie hele stap wat jy het, jy moet gaan kyk na die Bybelse argeologie en die kulturele konteks, die historiese konteks, die geografiese konteks. Jy moet gaan kyk na die konteks van die tempel. Jy moet gaan kyk na die konteks van die boek of die brief. Jy moet gaan kyk na elke hoofstukse konteks, en dan kyk jy na die skriftuurlike teks. Kan jy sien ons baie meer as wat jy gedink het, wat jy in ag moet neem, voordat jy nou wil kom sê, maar Yeshua is die hoofpriester, en gids, hier moet ek die wapenrusting van Elohim aantrek. Nee, die hoofpriesterlike klere, hoe nou? Kom ons begin by die begin. En op die 8ste dag het Moshe Aaron en sy seuns en die oudstes van Israel geroep en aan Aaron gesê, neem vir jou 'n bulkalf as sondoffer en 'n ram as brandoffer, albei sonder gebrek, en bring hulle voor die aangesig van Jahwe, en praat met die kinders van Israel en sê, neem 'n bokram as sondoffer en 'n kalf en 'n lam, albei 1 jaar oud, sonder gebrek, as brandoffer, ook 'n bul en 'n ram as dankoffer, om voor die aangesig van Jahwe te offer, en voedseloffer met olie gemeng, want vandag verskyn Jahwe aan julle. Toe het hulle voor die tent van byeenkoms gebring wat Moshe beveel het. En die hele vergadering het nader gekom en gaan staan voor die aangesig van Jahwe. En Moshe het gesê, dit is die saak wat Jahwe julle beveel het om te doen, sodat die ligglans van Jahwe aan julle kan verskyn. Ek dink vers 6 sê dit vir baie mooi. Dit is die saak wat Jahwe aan julle beveel het, om die wapenrusting van Elohim aan te trek, sodat die ligglans... Kan jy verstaan hoe trek jy die kolletjies nou by mekaar? Daar's goed wat hy jou beveel het wat jy moet doen, sodat jy moet jouself rein en skoon kry, jy moet jouself op die regte plek kry, dat jy hier wapenrusting kan aantrek, en meeste mense kom nie daarby uit nie, want hulle, wat ook al die verskoning mag wees, nee. So ons het nou gesien, dat die heel eerste Alia het vir ons vertel van hierdie seremonie om die priesters in te by en die tabernakel af te sonder, en ons het gesien weer eens al hierdie korbanot wat daar aangewend word en dis meer. Ek gaan nie weer nou deur al daai inligting gaan nie, ek wil net hê jy moet kennis neem. Dit is belangrik hierdie eerste gedeelte voor die vreemde vuur inkom, hoor, verskriklik. So Aaron begin met hierdie offers net soos Moshe beveel het, en ek wil klem lê op daai, net soos wat Moshe beveel het, hoeveel keer het dit nie gekom nie, tsaf, ne? Net soos wat hy hom beveel het, So, daar's offers en daar's opofferings wat moet gebeur, voordat aanbidding kan plaasvind. Ons sien al reeds so vroeg, soos Bereshit, die boek, ne? Genesis, Bereshit, sien ons dat mense in aanbidding voor Jahwe gaan kom. Hy het ons eintlik so geskape, dat ons heelheid en geestelike gesondheid sal kan hê, dat ons verbind is met hierdie aanbidding, dat ons met hom, kom ons sê, connected is. Ons is geskape om te aanbid. Dis iets wat in ons hele wese is. Hy het ons gemaak om aanbidders te wees, en een van die hoofbestanddele van hierdie lewe is om waarin ek en jy in leef, is om te aanbid. Om Jahwe te aanbid, is tog maar die diepste verlange van die menslike gees. Is dit nie? Ek sê nie die menslike siel nie, want die siel het sy emosie en 'n wil en sy eie denke, en hy wil maak net wat hy wil. Nee, die bron van die kennis van goed en kwaad, nee, ek praat vir jou gees. Die menslike gees het 'n diep verlange om Jahwe aan te hang, en een gees met hom te wees, sê 1 Korintiërs 6 vers 17.
Jahwe se hart is oorlaai met liefde vir ons. Sy liefde is so vurig dat hy letterlik Yeshua gegee het om ons nader te trek. So ons kom in aanbidding, net soos wat Yeshayahu, nou dis Jesaja, presies ook na hom toe gegaan het. Wat het hy gedoen? Hy was besig met aanbidding, toe hy hoor, maar wie sal ek stuur? En hy het gesê, ek sal gaan. So, jy kry daai prentjie. So, ek dink dit is vir ons baie belangrik om aanbidding te verstaan en te besef dat aanbidding is altyd 'n saak van onderwerping. Maak 'n nota daarvan, is 'n saak of 'n daad. Ek wil nie net sê saak nie, want dan dink ons weer dis net intellektueel. Dis iets wat jy doen, dis 'n daad van onderwerping. Ons kom in onderwerping aan 'n gesag wat groter is as onsself. 'n aanbidding van 'n liefde wat kragtiger en suiwerder is as wat ons kan gee, as ons eie, definitief. Ons kom om Jahwe te seën en ons kom om seën te ontvang. Ons kom om te aanbid en dit beteken letterlik om neer te buig en die waarde van Jahwe te erken. Nou, dalk is dit waarom aanbidding soveel mense ons stel. Ons hou nie daarvan om ons onafhanklikheid prys te gee nie. En ek sê vir jou, onder gelowiges is dit presies dieselfde nou nog. Aanbidding word die beste verstaan deur die wat gesag en gesonde verhoudings begeer en eer. Kijk, en dit moet jy eintlik vir jouself af. As jy sukkel om onder gesag te staan, dan moet jy regtig indring en vir Vader vra om jou te help om onder gesag te staan, want anders dan gaan jy in rebellie optree en dis die teenoorgestelde as wat aanbidding, waarlike aanbidding is. So jy sal sien dat later gaan jy hoor en vir Aaron en vir Miriam sê, jy weet, Moshe is die nederigste. Nee, so jy is heeltemal reg in wat jy sê. So jou aanbidding moet jy op 'n plek van nederigheid kry, sodat jy Jahwe kan lief hê en dat jy jou medemens kan lief hê. Kan jy sien hoe werk die twee saam? So weer eens, as jy gaan kyk na hierdie boek van Vayikra, dis gevul met die offers, met neerbuiging, met dade van nederigheid en afhanklikheid. Weer eens, ware aanbidding is 'n volkomme oorgang van onsself aan 'n meerdere, aan 'n liefdevolle oorgawe, sou ek sê, nee. Dis 'n totale oorgawe. Dis 'n totaal, ekskuus, wat het ek gesê? Jy het gesê oorgang. Oorgawe. En wel oorgang ook seker, né? 'n totale oorgawe aan ons aan meerdere, want ons doen dit aan 'n liefdevolle afgesonderde Elohim, die een wat ons gered het. So daarom is daar soveel psalms van aanbidding wat gerig is op die soewereine Jahwe, nee, wat volkome in beheer is van sy wêreld, van sy wêreld, die wêreld wat hy geskape het. So jy gaan hierdie met lof, gaan jy jouself onderwerp. Goed. Ek wil sê, kan ek net hier sê, dat in die hart van David word tentoongestel in die psalms. Dis 'n mooi manier om te sê, ja, hy doen dit, want hy doen dit vanuit sy hart. Altyd. En hy buig hom werklik neer en dis hoekom hy 'n man van Jahwe genoem word. Is oor dat daai hart, al het hy hoeveel verkeerde goed gedoen, is dat hy's vinnig om homself neer te buig en homself te onderwerp. Ja, presies. So Ons het in die week het ons spesifiek gepraat van David en Nathan. Presies. En hoe hy, toe hy, kom ons sê, besef maar, hy is die een wat gesondig het, en Nathan vir hom sê, jy is die man. Ja. Toe het hy onmiddellik in Teshuvah ingegaan. Onmiddellik, hy het nie nog probeer verduidelik, weet jy, ag, ekskuus tog, jy weet, jy het dit verkeerd verstaan, of wat ook al nie, hy het onmiddellik, het hy geteshuvah. Hy het onmiddellik in volkome onderwerping aan die wee en die wil van Jahwe gekom, want dit is aanbidding. As daar iemand is wat aanbidding verstaan het, kan ek nou vir sê, is dit David. As jy met enige ander motief kom om te aanbid, dan is dit sonde. As ons hier is uit gewoonte, né, of plig, of 'n goeie gevoel, of om beter te voel, of om vermaak te kry, dan sondig ons.
dan is jou aanbidding nie aanbidding nie. Dan is jy besig om vreemde vuur in te bring hierso. Ons is geskape om te aanbid, om onsself te onderwerp. Enige ander motief is sonde. Dis hoekom Vader die tyd vat om in die hele boek van Vayikra vir jou te sê, as jy tot my wil nader, as ek dit vandag in baie van hierdie kerke moet gaan sê, dis wat Vader sê, as jy tot my wil nader. Nee, die offers, weet jy, kan nou vir julle sê, mense het my gevra, moet ons nog offers bring, sê ek vir hulle, ja. Dan onmiddellik, dan verval hulle terug na hierdie idee van, fariseërs, jy weet, natuurlijk gaan die offers bring. Jy moet verstaan waaroor al 5 hierdie offers gegaan het, jy moet verstaan waaroor gaan die Yom Kippur offer, jy moet verstaan waaroor gaan die Red Heifer, jy moet gaan kyk na al hierdie offers, en hoe is dit nog steeds van toepassing, die beginsel daaruit, hoe is dit van toepassing? Die enigste verskil is nou, is dit Yeshua, wat daai offer vervul. Maar verstaan jy, is weer eens 'n kwessie van, Jahwe kom en hy haal vir Israel uit Mitzrayim uit hulle fisiese uit, en hy bring hulle na die Sinaï toe, na die geestelike toe. Hy wil hulle na die land toe vat, vir die verdere geestelikheid waar hulle dit kan leef en beleef, die beloofde land. Dis waarna toe ons ook gaan. So, as jy hierdie goed fisies doen, dan begin jy verstaan dit wat uiteindelik gaan gebeur aan die einde van die tye. Goed, so, nou is 'n tweede grondbeginsel van skrifgefundeerde aanbidding, en dit het te doen met die een wat dit promote, die een wat die aanbidding promote. Wel, kom ek gaan net sê wat het Yeshua gesê, hy het vir die Samaritaanse vrou het hy gesê, daar in Johannes 4 vers 23, die ware aanbidders sal die Vader aanbid in gees en in emet, in waarheid. Die Vader soek mense wat hom so aanbid. Het jy gesien wat hy daar sê? Ons vergeet dit, hy sê, Vader soek dit. Dis die Messias wat dit sê. Vader in hom sê, weet, ek doen nie die werke, die Vader in my doen die werke, dit wat ek sê is wat uit van Vader afkom. So die Vader soek mense wat hom in gees en in waarheid sal aanbid. Kan jy sien dat die een wat die aanbidding initieer is Jahwe homself? En ons aanbidding is ons reaksie op dit wat Jahwe wil hê. Weer eens, aanbidding is ons reaksie op sy soeke na ons. Dit is ons hernieuwing van ons verbondsbeloftes, wat ons het met Jahwe, ons bevestig weer ons trou, ons gee weer vir hom die geleentheid om sy werk en sy wil in ons lewens te doen. Dit kan nooit net 'n ritueel wees nie, mense. Dit moet altyd 'n vurige uitdrukking wees van denkbare, van 'n denkbare of 'n dankbare toegewyde hart. As ons dit vergeet, dan loop ons die gevaar om vreemde vuur aan te bied. Ons is nog nie dan, kom ons gaan nou by die vreemde vuur uitkom. So ons gaan nou nie weer hierdie skrif lees nie. Maar jy kan sien, dis daai gedeelte wat ons gesê het. Ek wil net hê jy moet verstaan dat hierdie tabernakel is opgerig op die eerste dag van die maand van Aviv of Nisan. Dit is die dag wat regtig by die tabernakel daar geplaas is. So hy laat die ouderlinge van Israel roep om hulle mee te deel, weet, dis op die uitdruklike bevel van Jahwe dat Aaron nou hierdie amp gaan betree. Hoekom? Hy roep die oudstes, julle is getuie, dis nie Aaron wat sê ek neem hierdie pos op nie, dis Jahwe wat nou vir my opdrag gee, neem dit op. Kan jy sien wat is die verskil? Jy neem dit op omdat Jahwe so sê, jy neem dit nie op omdat jy dink dis oulik en dis waar jy hoort nie. Goed, soos ons kyk na die teenwoordigheid van Jahwe, ek wil net vir sê, die eerste van Aviv, daar is soveel dinge wat op die eerste van Aviv, of die eerste van Nisan gebeur. Het was die eerste dag van die skepping, gaan kyk na Bereshit 1 vers 1 tot 5, dis die eerste dag van die owersterse offers, sien bemidbaar 7 vers 10 tot 17, dis die eerste dag waarop die priesters die offerhandes moes bring, dis die eerste dag van openbare offers, dis die eerste dag waarop vuur uit die hemel neergedaal het, dis die eerste dag waarop die priesters afgesonderde voedsels in hierdie afgesonderde gebied kon eet, dis die eerste dag waarop die Shechina in Israel kom woon het, op daai dag, en hou hierdie punt wat ek nou gemaak het, vir wat nie nou kom. Soos die eerste dag waarop die Shechina in Israel kom woon het, is die eerste dag van die priesterlike seën van Israel,
Ja? Jy het reg gegaan, daarna die is reg gaan. Right? Jy gaan dit sien, weet jy. Dis die eerste dag waarop alle offerandes op die hoë plekke verbied is. Jy gaan dit sien wanneer ons kom by Vayikra 17. Dis die eerste dag waarop dit verbied is, en dan is die eerste van die maande van die jaar. Daarom jy gaan kyk na Shemot 12 vers 2. Vers 5, ons het hierdie al gelees. Het ons hierdie skrif al gelees? Dit het gevang by die liggaams, nee. So, die punt wat ek hier wil maak met hierdie, en hoekom jy dit net weer kan sien daar op jou skerm is, die teenwoordigheid van Jahwe is my en jou fokus. Jy weet, in Bereshit het Jahwe Adam en Eva geskape om sy heerlikheid te weerspieël en sy gemeenskap te geniet. Maar hulle het rebellie gehad, of hulle het in opstand gekom teen sy goeie opdragte, dan sê hy daar vir jou in Bereshit 3 vers 8, en die mens en sy vrou het hulle van die teenwoordigheid van Jahwe Elohim tussen die bome van die tuin weggesteek. Weet jy? Dis wat hulle gedoen het. En dis wat ons ook doen. Die teenwoordigheid van Jahwe by sy volk, dit wat in Bereshit verloor is, dis die doelwit gewees van hierdie hele uittog uit Mitzrayim uit, om hulle te bring by die tabernakel, hy bring hulle in die wildernis in, sodat hulle sy liefde kan leer, deur al die prentjies wat hy gee, die tabernakel, die priesterdom, die bring van die offers ensovoort. Maar kyk, wat is dit wat hy gesê het in Shemot 29? Wat beskryf Jahwe vir ons? By die ingang van die tent van byeenkoms voor die aangesig van Jahwe, waar ek met julle sal saamkom om daar met jou te praat. En daar sal ek met die kinders van Israel saamkom en die tent sal deur my ligglans afgesonder word. So sal ek dan die tent van byeenkoms en die altaar afsonder. Ek sal Aaron en sy seuns ook afsonder, om vir my die priesterampt te bedien. En ek sal onder die kinders van Israel woon, en vir hulle 'n Elohim wees. En hulle sal weet dat ek Jahwe, hulle Elohim is, wat hulle uit Mitzrayim uitgelei het, om in hulle midde te woon. Ek is Jahwe, hulle Elohim. So wat jy nou hier geleer het in Shemini, dan is dit presies wat hy daar gesê het in Shemot 29, dit speel hier uit. Dus met ander woorde, die woorde van Jahwe gaan in vervulling. Ons sien, Jahwe maak Israel bewus van sy teenwoordigheid, dat hy onder sy volk is. Het jy al ooit agtergekom dat Jahwe dit met geen ander volk gedoen nie? Hy het geen ander nasie hierdie voorreg gegee nie. Geen. Psalm 147 sê, hy maak aan Jakob sy woorde bekend, aan Israel sy insettinge en sy verordeninge. So het hy aan geen enkele nasie gedoen nie, en sy verordeninge, dit ken hulle nie. Halleluja. Kan jy sien? Bevestig, nee. So ons sien hier so in Vayikra 9 vers 4, dan word dit aangedui dat Jahwe se teenwoordigheid is in die Shekhinah. Nie gedurende daai 7 dae van die inwyding, dit wat dit vooraf gegaan het, hy het nie alreeds op daai stadium in die tabernakel kom woon nie. Want op daai stadium het Moshe nog as die hoofpriester gedien. Maar jy gaan sien, die Shekhinah verskyn toe Aaron in Vayikra 9 vers 4 sy hoofpriesterlike gewaad aangetrek het. Moet ek dit weer sê, want ek het net vir jou gesê, Efesiërs 6. Hy verskyn wanneer jy die gewaad aantrek, nee. Houd op. Ja, ek wil nie, ons het ook nie hierdie gedeelte gelees. Ja. Dit is die saak wat Jahwe julle beveel het om te doen, sodat die ligglans van Jahwe aan julle kan verskyn. En Moshe het vir Aaron gesê, kom nader na die altaar en berei jou sondoffer en jou brandoffer en doen versoening vir jou en vir die volk en berei die offer van die volk en doen versoening vir hulle soos Jahwe beveel het. Toe het Aaron na die altaar nader gekom en die sondoffer kalf geslag wat vir hom bedoel was. En die seuns van Aaron het die bloed na hom gebring en hy het sy vinger in die bloed gesteek en dit aan die horings van die altaar gestryk. Daarna het hy die oorige bloed aan die onderkant van die altaar uitgegooi. Maar die vet en die niere en die lap van die lewer van die sondoffer het hy op die altaar aan die brand gesteek soos Jahwe Moshe beveel het. En die vleis en die vel het hy buite die kamp met vuur verbrand. So hier is nou weer 'n hele klomp goed en jy wonder maar wat gaan nou eintlik hier aan, maar jy kan net sien wat eintlik hier gebeur.
Hou nie dop hoe Moshe vir Aaron, sy ouer broer, jy weet, ek moet vir jou dit sê, ek dink is sommige van hierdie goed, as ek dit vir my ouer broer moes gesê het, dan sou my ouer broer anders te gereageer het. Nee, ons het almal ouer broers wat sulke dinge doen. Maar hou nou net dop hoe Moshe vir Aaron, dis sy ouer broer, sê, kom nader. Waarom is eintlik gesê, jy is skaam. Hoekom is hy skaam? Vir die goue kalf insident. Jy sien, weer eens, ek wil die Engels gebruik, want jy gaan dit dalk beter verstaan, is daar soos 'n kultuur, nie net in Israel, onder Israel nie, maar onder die Midde-Oosterse nasies van guilt en shame. En dit is wat nou hier geadresseer gaan word. So hier is die eerste offer wat Aaron, hy is nou die pas ingewyde hoofpriester, dis iets wat hy self bring. Tot op hierdie stadium is dit Moshe wat al die offers waargeneem het. Maar nou gee Moshe steeds jou as 'n opdragte aan die priesters deur, maar dit is nou self, Aaron wat nou self hierdie diens moet doen. En die eerste offer wat hy moet bring, is vir homself. Daar is 'n rede daarvoor. Hou in gedagte, Aaron en sy seuns hulle het pas 'n 7 dae opleiding ondergaan om hierdie offers hier in die voorhof vir Jahwe te bring. Dis offers wat voortdurend gebring is om hom en sy seuns af te sonder en te reinig. En hulle is nou net met olie gesalf. Ok? So, 'n bil is geoffer as 'n sondoffer, 'n ram as 'n brandoffer en nog 'n ram as 'n inwydingsoffer. Bloed is op sy oor, sy duim en sy toon gestryk om hom af te sonder, om Jahwe se woorde te hoor, Jahwe se wil te doen en om Jahwe se weg te volg. Nou hou net vir my so 'n bietjie daar vas. Ek wil net iets verstaan. Ons het gepraat hier in die begin in Yeshua, en ons het gepraat van verlede keer toe ons oor Parasha Tzav gepraat het, oor die bloed op die oor, die doringkroon het in Yeshua se kop gesteek en oor sy oor geloop, en oor sy polse, oor sy duim, en ek sê nie hy sing die fiet nie, ek maak jou nie attent daar. Ietsie vir jou oor te dink. Hoor jy wat ek sê? Net ietsie waarin ek en jy moet dink, dis iets wat gebeur het, maar hy is buite die kamp. Hy is nie in die tempelgronde geoffer nie, buite die kamp. So jy het baie om daarna te moet gaan kyk, want jy kyk, nou is Yeshua 'n hoëpriester. Ok, nou, op die 8ste dag, is die eerste ding wat Aaron moet doen, is hy moet 'n offer bring om sy eie sonde te hanteer. Nou, ek moet vir sê, selfs net om 7 dae lank in jou se teenwoordigheid te leef, maak 'n mens nie 'n immuun teen sonde nie. Gaan jy nou wys met vreemde vuur. Die 8ste dag is 'n nuwe dag. 'n Nuwe sondoffer moet gebring word, want ons het almal gedwaal soos skape. 'n Nuwe volkome brandoffer moet gebring word, om die self, die ek, die eie ek, heeltemal oor te gee, en myself geheel en al aan Jahwe toe te wy. Dis waaroor het gaan, elke dag. Ons het hier skrif gelees, ja. Hierdie die belangrikheid wat ek hier wil uitlig is dit. En die vleis en die vel het hy buite die kamp in die vuur verbrand. Kan jy onthou toe ons die hele storie oor die tabernakel bestudeer het, daar by die seminar, wat ons nou weer die naweek seminar, die hele tabernakel, en toe die ding van die vel na vore gekom. Jy sien, dis wat ek wil hê, oudens, wat ek gaan nou vir die prentjies wys daarvan. Dis 'n bulkalf wat Aaron moet offer, as gevolg van die goue kalf insident. So hierdie bewoording sou 'n lewende herinnering wees aan die soort sonde wat Aaron en die volk onskuldig was. Dit is 'n merkwaardige herinnering, dat Jahwe nie onbewus was van hulle sonde nie, maar dat hy die offer voorsien het vir hulle sonde. Het jy mooi gehoor wat ek sê? Hy is nie onbewus van hulle sonde nie, maar hy voorsien 'n offer wat moet deel met hulle sonde. 'n Bulkalf moes nie aanbid word as 'n beeld van Elohim nie. Die bulkalf moes geoffer word as aanbidding en in aanbidding aan hierdie onsigbare Elohim. So bly by my, kom nou by daai vreemde vuur.
Vers 12. Toe het hy die brandoffer geself en die seuns van Aaron het vir hom die bloed aangegee en hy het dit rondom teen die altaar uitgegooi. Ook het hulle vir hom 'n brandoffer ooreenkomstig sy stukke aangegee met die kop en hy het dit aan die brand gesteek op die altaar. En hy het die binnegoed en die pote gewas en dit aan die brand gesteek bo op die brandoffer op die altaar. Daar's baie wat daar gebeur, maar ek wil hê jy moet sien, Aaron en sy seuns het, of Aaron se seuns het van die bloed gebring. Hoekom? Want daar's 'n aanbieding en daar's 'n voorbereiding. Dis waaroor dit gaan. Presentation en preparation. Dis hoekom hulle dit moes doen. Wanneer jy na Jahweh toe kom, daar is 'n voorbereiding wat jy gaan doen, daar's 'n aanbieding wat jy gaan doen, en jy moet dit op die regte manier doen. So jy straal nie net casually deur die bloed van Yeshua na die troon van genade toe nie. Ek is jammer, maar jy weet, as ek so 'n bietjie sarkasties klink, maar jy wil nie weet hoeveel keer dat ek dit al gehoor nie. Dit maak nie saak hoe ek gesondig het nie, jy weet, deur die bloed van Yeshua gaan ek, jy weet, kan ek met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Regtig. Jy moes gedeel het met jou sonde voordat jy dit gedoen het. Goed, kom ons gaan aan. So Aaron is nou gereed, hy het nou klaar die offers namens homself gebring, hy is ingehuldig, hy is gereed om die offers namens die volk te doen. Nou sien ons, ek moet sê maar eers die vraag vra. Nou wat het Yeshua reg gemaak om die volk, om die offers namens die volk te bring? Net iets om aan te dink. Kyk daarvan. Jy sien hier so by Derech Hayashar, ons hywer nie om die moeilike vraag te pak nie. Ons bly ook nie stil daaroor nie, verstaan jy, want wanneer jy stil bly daaroor, en mense kom na jou toe, en hulle het altyd, hulle siening, 'n beter siening, ensovoorts, in steede daarvan om te gaan kyk na wat het Jahweh vir ons gesê, jy gaan niemand bedien, totdat jy nie met jou eie sonde gedeel het nie. Jy kan nie. En ek dink ons almal, amper sê, partykeer pleit ons vir die anointing, die salwing. Maar Vader sal nie vir jou 'n platform gee, en Vader sal nie 'n anointing op jou werk sit, voordat jy nie klaar gemaak het met die sondes nie. Ja, met ander woorde, met jou sondes. Ja, jou sondes het as geword en is weggevat. Jy het dit nie weer opgeneem nie, jy koester dit nie meer nie, jy gaan nie weer, jy weet, dis nou maar wie ek is, dis nou maar hoe ek is nie. Nee, jy is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Daarom, nou dat Yeshua gedoen het wat hy gedoen het, en jy 100% met hom identifiseer, nou is die vraag, hoe gaan jy leef? Hierso gee ons vir jou die inligting, die reëls. Vader vir reëls, ek het dit nie gemaak nie. Ons het 'n reeks gekyk en ons nou 'n paar keer dit melding gemaak van oor wat is die reeks namens David? Ja, is van David, the anointed one. Maar nietemin, en daarin kon jy so duidelik sien hoe dit die prentjietaal eintlik vir vertel waarom was Shaul nie geskik nie. Die koning. Ja. Waaroor was hy nie die geskikte persoon en wat het verkeerd geloop en hoekom moes David hom vervang? Want dit gaan alles oor jou natuur, jou mindset, jou attitude. Wat is die Afrikaanse woorde van hierdie? Hy wou sy eie Hy wou eintlik op sy eie vuur bring. Jy het vir hom die reg gegee om te offer. Hy bring vir Agag en al die diere, en Samuel kom en hy vra, wat is 'n geblaar is hierdie wat ek hoor? Jy verstaan, dis wat hy sê. So, en wie wat is die antwoord gewees op sy eie sinnige aanbod van offers? Ons kyk na die skrif. Dis in Shemuel Alef, dis 1 Samuel 15 vers 23. Want rebelsheid is 'n sonde van waarsêery en eiesinnigheid is afgoderry en beeldediens. Die Engels sê, rebellion is as the sin of witchcraft. En dan verstaan jy, kan jy sien sy rebelsheid, sy obstinaatheid. Dit word gesien deur Elohim as vreemde vee. Dit werk nie. So,
Ek gaan terwille van tyd nie die res van Vayikra 9 lees nie. Vers 17 tot 22 praat van die offer van Aaron, nou dat hy geskik is soos sy amp, die offers wat hy namens sy volk bring, en dat hy sekere stukke as 'n beweegoffer voor die aangesig van Jahwe gebring het, net soos wat Moshe beveel het hy moet doen. So kom ons gaan net en kyk van vers 22 'n bietjie verder. Daarna het Aaron sy hande na die volk toe opgehef en hulle geseën, en hy het afgeklim nadat hy die sondoffer en brandoffer en dankoffer gebring het. Daarna het Moshe na Aaron in die tent van byeenkoms gegaan, en toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën. En die ligglans van Jahwe het aan die hele volk verskyn. Vuur het van die aangesig van Jahwe uitgegaan, en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig seker geval. Nee, geval seker, Ja. seker die woord seker weggeraak daar, né? Ja. So al hierdie offers is dan voltooi, nou kom Aaron, hy seën die volk met die priesterlike seën, dan sien die Moshe en Aaron seën die volk van Israel met die bede dat Jahwe se teenwoordigheid in hulle handewerk sal woon. En inderdaad daal hierdie Shekhinah, hierdie goddelike teenwoordigheid sigbaar af op hierdie tabernakel. Jy sien, die Torah gaan vir oor en oor wys dat die mindere word altyd deur die meerdere geseën. Dit is nou aan Aaron se eer om in hierdie besonderse ampt te dien, en daarom lig hy sy hande op en hy seën die volk. Die seën sou soortgelyk gewees het aan die hoëpriesterlike seën van Numeri 6, maar jy weet, dit sou regtig omtrent, dis 'n afleiding wat ek maak, dit sou my pas om dit te sê. Dit kan 'n fantasie wees om net aan te neem dat dit die presiese seën sou gewees het. Weet, wat hy gedoen het nog voor dit ooit gegee is om dit te doen, maar weet, as mense so gaan kyk na alles wat plaasvind, is dit nie onmoontlik dat daardie seën uitgespreek kan word nie. Maar kyk na Tehillim 90, dink ek, ja. Ja. Vers 17. En laat die lieflikheid van Jahwe ons Elohim oor ons wees, en bevestig die werk van ons hande oor ons. Ja, die werk van ons hande, bevestig dit. Daar is mense wat wil sê dat, onthou hierdie Tehillim 90 is die enigste psalm wat Moshe ooit geskryf het, nou, en hy skryf daar in vers 17 hierdie, so dis waarskynlik hierdie seën wat Aaron oor die volk uitgespreek het, hoe sal ons weet. Maar ons moet net onthou, wanneer 'n seën uitgespreek word, dan plaas die een wat die seën gee, sy hande op die hoof van die een wat geseën word. Maar wanneer jy die gemeente seën, of die volk seën, word die simboliek behou deur beide hande bokant die koppe van die volk op te lig en dan hierdie seën uit te spreek. So hierdie daad van Aaron, wanneer hy sy reg erken om as die volk as middelaar te seën, is maar 'n skaduwee van die seën wat deur die Messias aan sy volk gegee is, toe hy dit aan hulle geopenbaar het, né? Jy kan sien in Lukas 24:50 tot 51, toe het hy, dis nou Yeshua, hulle uitgelei tot by Betanië, en hy het sy hande opgehef en gesê, En geseën. ja, hy het geseën. Dis wat hy sou gedoen het. Jawel, Jahwe Vishmerecha. Hy sou dit gedoen het. En dan terwyl hy hulle seën, is hy van hulle geskei en is hy opgeneem in die hemel. Stem draai in gewys, nou. Goed, so, nou sien ons, en Moshe en Aaron het in die tent van ontmoeting ingegaan. Daar's geen verduideliking oor hierdie woorde nie. Al wat ons kan doen is, ons kan net spekuleer oor wat het in die tent gebeur, maar ons kan aflei dat die oordrag van die priesterlike pligte in hierdie handeling nou voltooi is. Aaron het nog nooit van tevore as priester ingegaan nie, maar Moshe sal ook van hier af nooit weer as priester ingaan nie. So Moshe het waarskynlik die instruksies wat gegee is herhaal, terwyl hy visueel alles vir Aaron uitgewys het. So hulle het waarskynlik ook voor Jahwe by die wierookaltaar voor jou voorhangsel verskyn en hulle daar gebid. Hoe sal ons weet? Ons kan maar net spekuleer, maar dat hulle binne toe gegaan het, dit is so, die doel was om vir Aaron te wys, jy's 'n priester, doen hierdie dinge, jy kan sien daardeur jy's as hoë priester aanvaar, né? So dan het hulle uitgekom, die volk weer geseën. En wat my toe nou bygeval het is, of opgeval het, is hierdie seën is waarskynlik eenstemmig deur hulle albei uitgespreek. Moontlik herhaling van wat Aaron reeds gesê het.
weer eens, ek kan maar net 'n afleiding maak. Maar tog, die seën by die volk kry nou 'n nuwe betekenis vir die volk, né? Hulle seën oor die volk lei tot 'n nuwe gesig vir die volk om te aanskou, want wat sien hierdie volk? En ek hoop hierdie prentjie wys dit vir jou, wat sien die volk? Die Shekhinah het neergedaal. Jahweh het sy heerlikheid oor hulle laat skyn. Maar ek wil jou net herinner, terwyl ek en jy nou daarvan praat, en jy wonder hoe is hierdie goed nou vir my en vir jou van toepassing, kom ons kyk na hierdie skrif. Maar sy Hebreë Handelinge 2 vers 1, en toe die dag van Shavuot aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Sien ons weer wanneer daar 'n eendragtige gebed is en ons sien dat die heerlikheid verskyn? Kan ons nou sien hoe belangrik is eenheid? Kan jy sien hoe belangrik is dit wanneer ons vir mense vra, bid asseblief saam met ons dat hierdie eensstemmigheid, laat die teenwoordigheid, laat die heerlikheid van Elohim na vore kom. Ja. Dis die punt hiervan, dis wat ons moet verstaan. Nee? Kom hierdie heerlikheid van buite af, of binne die tent? Wel, al wat ons gesien het, en nee, al wat ons weet is, die mense het gesien dat die heerlikheid van Elohim het op die tabernakel, vanuit die tabernakel uitgekom. Nee? En dit is 'n teken van goddelike goedkeuring. Dis wat jy wil hê. So wanneer jy bid en jy het eensstemmigheid, en jy wil hê, Vader, maar ons het die ligglans hier nodig, in hierdie situasie, jy weet, ons wil 'n paar woordjies sê, ons hou ons daarvan, jy weet, kitskos. Nee? Jy maak 'n bestelling by hierdie hokkie en jy gaan betaal by die volgende een en jy tel dit by 'n ander ene op. Dis hoe ons gebed ook hanteer. In steede daarvan dat ons bly en seker wat Vader, wat is daar wat ons nog moet hanteer sodat ons weet dat ons U ligglans kan verwag. Kyk wat sê Debri Hayamin Alef, dis 1 Kronieke. Okay, David het eers hierso gesondig met die telling wat hy geneem het, die sensus, en toe het hy die dorsvloer van Ornan gaan koop, en toe bou hy hierdie altaar. En David het daar vir Jahweh 'n altaar gebou, en brandoffers en dankoffers gebring. Onderwyl hy Jahweh aanroep, het hy hom met vuur uit die hemel op die brandofferaltaar geantwoord. Ek het hierdie al 'n paar keer gelees. Wil jy vir my glo as ek vir jou sê dat vanmôre het hierdie vir my uitgestaan? Vanmôre het hierdie vir my uitgestaan. Ons sien dat dieselfde ding gebeur met die toewyding van die tempel in 2, dis Debri Hayamin Bait. Nee, ek moet partykeer met ek tussen 2 ondersoek met die inwyding van die tempel deur Salomo. Nou kom ons by Elia se offers op Karmel. Ons sien, ons het op verskeie plekke, verskeie tye in die geskiedenis van verlossing het Jahweh sigbare bevestiging gegee van sy bedoelinge, sy planne, en dan het hy sy goddelike seëning op sy goedkeuring gegee, deur vuur te stuur, om 'n offer wat aan hom gebring is, te aanvaar. Nou, die volk Israel in Moshe se tyd was geseën, hulle het die sigbare tekene gesien, ons het dit nou net gelees. Maar jong, dis 'n ding wat mense baie gou vergeet, en ons sien dit oor die afgelope 3.500 jaar. Jy sien hierdie ding, jy sien hierdie wonderlike ding gebeur, en daarna is dit asof jy wegstap, en jy vergeet wat jy gesien het. Maar ja, daar is 'n dag wat voorlê, wanneer Jahweh op 'n veel dieper manier geken sal word, en aanskou sal word as ooit tevore. En daardie dag sal aanbreek, wanneer hulle uitroep na koning Messias Yeshua, hy sê, geseend, Baruch haba, Beshem Jahweh, geseend is hy wat kom in die naam van Jahweh. Tydsgewys, wil ek net gou vir jou sê, ek dink, ek wil nou gou gepraat oor vreemde vuur, en dis waaroor ons gepraat, en weet, eintlik het ek daar so dramaties geraak in 'n boekcover, laat sê, vir my ontwerp, met vreemde vuur geskryf deur Chris Viljoen, maar dis die hele ding, want vreemde vuur,
gaan baie dinge beteken, kan baie dinge beteken. So wat het ons gesien hierso? Uit eie beweging, kyk wat gebeur. En die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi, en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van Jahwe gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. Daarna het daar vuur van die aangesig van Jahwe uitgegaan en hulle verteer, en hulle het gesterf voor die aangesig van Jahwe. Onthou julle nou Parasha, ek het dit 'n paar keer genoem, het ons keer op keer gesien, soos wat Jahwe Moshe beveel het. En Shemot, dan sien ons, soos wat Jahwe Moshe beveel het. Hoeveel keer sien ons dit? Hulle doen alles wat Jahwe beveel het in baie krag. Dan verskyn hierdie Shechina. En dan kry hy wat hulle nie beveel het om te doen nie. Nou gaan ek jou vat na die tuin van Eden toe. Jy sien, Adam en Chava, Adam en Eva, wat het hulle gekry? Alles wat nodig is, hulle het gewandel in die koelte van die aandliggie saam met Elohim, alles wonderlik, hulle het sy woord, hulle het sy voorsiening, hulle het sy autoriteit. Maar weet net dit, Sloefies wag. As Satan wag, en hy hou dop, en hy is bewus van hierdie teenwoordigheid van Jahwe wat neerdal, en hy is nie gelukkig nie. En in die proses kan ons sien, dat Adam en Chava, wat gemaak is na die beeld van Jahwe, en hulle is bekleed met or, met lig. Kyk net hoe word hy hier geskryf. Hulle verloor daai lig, laat daar lig wees, hulle verloor daar die lig, en hulle kry die volgende, dis ook oor, net jy spel om anderste, want dit is soos dierevel. So, die uitspraak is dieselfde, jy spel om net verskillend. Onthou jy ons het net gepraat van, en die vel moet verbrand word. Met ander woorde, ons het teruggegaan en ons het gesê, jy moet jou vel, moet jy gaan van ontslaa raak. Jy offer hierdie offer jy op, so dit gaan my terug na die vorige een toe, so dat jy weer daardie ene kan kry. Yeshua het gesê, ek is die or van die wêreld. Jy moet nie daai or onder 'n maatemmer wegsteek nie. Jy moet die liggaam wees vir die wêreld. Daardie or, na die beeld, na die plan, die doel, die visie van Jahwe. Dis wat jy moet doen. Maak het vir jou sin. Kan jy sien hoe het vreemde vuur ingekom in die tuin van Eden? Dat vreemde vuur ingekom by Kain en Abel. En Vader sê vir Kain, hy sê, Kain, die sonde lê en loer vir jou. Hy wag vir jou. Kain neem vir hom af, verlaat het, gaan neem vir hom 2 vrouens en ja, hy het 'n swerwersgees oor wat hulle gedoen het. Jy sien, in die konteks van genade, in die konteks van verbondstrou, in die konteks van vergifnis. En dan, vreugdevolle gehoorsaamheid deur die hele volk, sien ons dat priesters, wat 7 dae lank, 'n proses, om vir Jahwe afgesonder te word. Nou tree hulle vorentoe en hulle doen iets wat totaal ongehoorloof is. Dit wat Jahwe nie beveel het nie. Die skrif sê dit baie duidelik, dit wat Jahwe nie beveel het nie. Weet jy wat? Nie almal wat my sê, meester, sal die koninkryk ingaan nie, maar die wat die wil van my Vader doen, dit wat Vader beveel het, nie whatever jy dink is jou praise and worship nie, dit is wat Vader beveel het. Die presiese besonderhede van hulle oortreding is nie so duidelik nie. Sommige spekuleer dat hulle dronk was, gebaseer op vers 9, ander stel voor dat hulle probeer het om die mees afgesonderde plek in te gaan waar die verbondsark is, weer eens ook gebaseer op dit wat in hoofstuk 16 gesê word. Nou, ons kom nog by dit, maar in die lig van daardie hoofstuk kan dit wees dat hulle probeer het om die hoëpriester se verantwoordelikhede wederregtelik op te neem. Daar is allerhande sulke bespiegelinge. Sommige dink hulle het die verkeerde wierookpanne gebruik, of verkeerde vuur, of verkeerde soort wierook, of dat hulle op die verkeerde tyd geoffer het. Wat die teks vir ons sê is dat hulle het ongeoorloofde vuur voor Jahwe geoffer, iets wat hy nie beveel het nie.
Ons kan enige kombinasie van moontlikhede vir hier neem, maar die kern van die saak is, hulle daad was 'n daad van trotse, opsetlike ongehoorsaamheid aan Jahwe se duidelike instruksies. Hulle het gedoen wat ongeoorloof was in die teenwoordigheid van Jahwe, hulle het gedoen wat hy hulle nie beveel het nie. Mikra 10:2. Daarna het daar 4 van die aangesig van Jahwe uitgegaan en hulle verteer en hulle het gesterf voor die aangesig van Jahwe. Toe sê Moshe vir Aaron, dit is wat Jahwe gepraat het, deur te sê, in die wat naby my is, wil ek my as die afgesonderde laat ken, en voor die oë van die hele volk wil ek my grootheid betoon. Maar Aaron het net stil gebly. Nou, ek wil net hier op jou die voorbeeld gee. Linksbo gaan jy sien, David laat die verbondsark na Jerusalem kom, en die verbondsark word op 'n ossewa word dit vervoer. Met ander woorde, jy weet, as hout is iets wat dood is en al daai, en dan skud hierdie ding en Uza steek sy hand uit om te keer. En hy sterf. Ongeoorloofde vervoer van die verbondsark. Toe hulle 3 maande later, en hy is daar by Obed iets sê, ek het die naam vergeet, het hierdie verbondsark gestaan, en Obed is verskriklik geseën gewees in daai tyd, en Dawid het van vooraf gegaan, en het hierdie sy priesters opgelei, en hulle het op die regterkantste prentjie, hulle op daai manier het hulle die verbondsark vervoer, om die waarheid te sê, hulle het 6 tree gestap, want hulle geoffer, 6 tree gestap en geoffer, jy kan het gerus gaan lees. So met ander woorde, wanneer jy wil kom in aanbidding, wanneer jy wil kom in jou rol wat Vader vir jou gegee het, dan doen jy dit op die manier wat hy vir jou gesê het. In ons Brit Garisha het ons die voorbeeld van Ananias en Safira. Hulle het gegaan, hulle het 'n stuk grond verkoop, hulle 10 het hulle hierdie grond, die opbrengs daarvan het hulle toegewy aan Jahwe, en toe ook vir een of ander rede besluit om 'n gedeelte terug te hou. En dit het hulle lewe gekos, né? Dit help nie, jy lieg vir die Ruach HaKodesh nie. Jy kan daai gedeelte vir jouself gaan lees. Pas op, om nie die uitdruklike instruksies uit te voer nie. Dit kan jou lewe kos. Nee, ek wil nou net so 'n paar ek wil amper sê, dit is nou nie in konteks comments nie, maar jy weet, as jy gaan kyk na Shemini, dink ons het dit genoem, jou musieknote, dis algenote, en dan begin jy weer 'n nuwe ene, verstaan jy? So oktaaf. Ja, maar die rede punt vir my, dit is so half belangrik raak, as jy gaan kyk na hoe Dawid die harp gespeel het, en die effek van die snare, en dan ons het gepraat oor die psalms en die goeders wat hy doen, en hoe hy gehoor het, en wanneer hy dit gedoen het, dan begin die hele idee van die 8 snare, vir jou nogal 'n betekenis gee. Ek weet daar was 'n 10 snaar, ek weet daar was 'n 16 snaar, ek weet daar was 'n 22 snaar, 22 van die letters van die alfabet, die Hebreëse alfabet het, maar hierdie hele idee van die oktaaf, die Shemini, daar's 'n nuwe begin aan die klanke, van wat ons bewus is op die oomblik, nee. So ja, daar's meer as dit, jy weet, Yeshua is op die 8ste dag is hy opgewek uit die dood uit. Daar was 7 dae van die Pesach en die 8ste dag is ek sê, hy is aan die einde van die 7de dag, is hy die dood uit opgewek, die 8ste dag ingegaan as die verreëse Messias. Goed. Ja, dan sien ons die hele tabernakeldiens gaan nou voort, en het gaan oor die reinheid van die diere, ons gaan nie nou daaroor praat nie, ons het heel wat daarvan al oor gepraat. Ek dink, ek wil nou begin kyk na, onthou jy, ek het gevra, waarom het Yeshua, of waarom is hy beskou as die hoofpriester deur sommige, en waarom het hy sommige priesterlike funksies op hom geneem? Het hy nie teen die Torah opgetree nie, want hy is nie Leviet nie?
Ek meen, as jy gaan kyk die 4 manne, snaaks genoeg, begin van die week, sien ek 'n prentjie van die 4 manne, wat nou die verlamde ou deur die dak laat kom en al daai, en Yeshua sê, jou sonde is jou vergewe. Dis 'n levitiese funksie. Hy is van die stam van Juda. Hoe kan hy dit doen? Weer eens, moet nie kom met mos teologie nie, hoor. Dit is nie mos nie. Hoe kom het hy hierdie gedoen? Jy moet vir jouself die vraag kan vra. Jy sien, ek het gaan kyk oor wat sê die fariseërs en die sadiseërs, wat was hulle sien omtrent Elia, want Elia het ook vuur uit die hemel uit moes gebid. En dit het die offers gebrand, en Elia was 'n tisbiet gewees. Ons sê, dis nou die man wat ons ouwe sedertafel en die vertelling, en ons plek vir Elia en die hele lot, en dan sien jy ook by die berg van verheerliking, Elia en Moshe is daar saam met Yeshua, jy verstaan die hele setup daar. So, wat maak dit, dat hierdie tisbiet, wat nie 'n leviet is nie, dit kan ek jou sê, hy is nie dit nie, hy is 10-10 van die stam van Gad, hy kom 10-10 oos van die Jordaan, daai gedeelte waar Gad en Manasse en Reuben, hulle het ons daar gebly, hy kom van daai area af, so hy is nou hoegenaamd nie 'n ou wat 'n offer mag bring nie, en dan bring hy 'n offer op 'n plek wat nie deur Jahweh aangewys is nie. So, hoe werk hierdie ding? Maar oké, wat het vir hom daai reg gegee? Want ek en jy weet al twee. Jahweh het hom verhoor. Jahweh het die vuur gestuur. Die vuurige gebed van die regverdigheid groot krag. Ons verstaan daai gedeelte. Nou, die antwoord wat ek kry, wanneer ek nou gaan kyk wat sê die rabbies, dis nou die fariseërs en die sadiseërs en so aan, dit wil vir my voorkom dat hulle sien dat in Elia se geval, dat jou roeping oorskry jou stamkonneksie. Hoor jy wat ek hoor? Jou roeping oorskry jou stamkonneksie. Nou vra ek jou regtig, besluit hulle lukkeraak wie dit voor geld en wie nie? Want Yeshua was en is van die stam van Jehuda en hy het hope messiaanse profesie vervul. Hy was die Pesachlam, hy was die sondofferbok, hy is buite die kamp geslag soos die heifer, sy bloed, het ek net te veel gesê, het word sy regter oor en duim en toon gevloei, al daardie goed. En ja, Caiaphas was die hoëpriester daardie jaar gewees, en ja, hy was blykbaar van Levitiese afkoms, net nie van die Sadokitiese afkoms nie, so hierdie wanneer hy dan sy klere skeer, en wat baie mense sê, wanneer hy dit nou doen, nou het hy sy hoëpriesterskap aan Yeshua oorgedra, nie, ek is jammer, dit, jy weet, hy kon in die eerste plek dit nie gehad het nie, jy kan nie gee wat jy nie het nie, moet jy wat ek sê, ek wil net vir dit sê, Jahweh homself het Yeshua sy naam vir hom gegee. Veel mense ken jy die skrif wat Jahweh gesê het, dit sal sy naam wees? Sy naam beteken verlossing. Eintlik, Jahweh is 'n verlossing. Nie hy is Jahweh wat verlos nie, Jahweh is 'n verlossing. En wanneer die Vader daai woord spreek, in daai naam, is daar die volle krag, die volle mag, nee, alles wat nodig is in die hemel en op aarde, om sy roeping uit te voer. So ja, hy gaan doen die Levitiese werk wat die Leviete nie doen nie. Hy genees die melaatses, maar hy stuur hulle toch terug om, gaan nou na die priester toe en bring die offertjie wat jy moet doen, jy weet, so dat jy helemaal nie die offer kan bring vir jy melaatsheid. So, hy sê nie, hoor jy, ek is van die orde van dag, hy sê dat ek nie waar jy wat die Levitiese orde sê nie. Nee, hy laat hulle die Levitiese beginsels, die Torah, hulle moet dit uitvoer. Verstaan jy wat ek vir jou sê? So my submissie is dit. Dit het nie gegaan oor, is hy in die Levitiese orde, of is hy in die orde van Melchisedek nie, dit het gegaan daaroor in sy messiaanse opdrag, het hy hierdie rol vervul, en vervul hy hierdie rol van die Messias. Die feit dat hy aan die regterhand vir die Vader is, praat heeltemal daarvan, dis 'n messiaanse
profesie. Met ander woorde, as jy aan die regterhand van die Vader is jy die hoëpriesterrol. Dis waar hy voorspraak doen vir my en vir jou. Goed. Ek wil hier net daai in 'n gedagte hou. So, Aaron is onguldig, ek is oortuig Yeshua is behoorlik onguldig, en jy het nodig om jou rol op te neem, ooreenkomstig Efesiërs 6 vers 12 en verder, en ek ook. Wil jy nog iets byvoeg? Baie duidelik. Kan jy sien waar kom ek vandaan vandag? Moenie vreemde vuur bring nie. Wees versigtig om die instruksies van jou noukeurig uit te voer. Dan gaan hy sy verskyning maak. Dan gaan hy regtig sy verskyning maak. Goed. Ek dink ek wil net afsluit hierdie volgende te doen. Ek wil my dank uitspreek vir die bydrae wat elke persoon maak om hierdie bediening op sy bene te laat staan. Vader, voorsien in al ons behoeftes, en ek en Marieke regtig ons loof hom daarvoor saam met julle. En ek wil werklik waar sê, mag die seëninge van Devarim 26 letterlik julle deel wees. En die rede hoekom ek hierdie vir jou sê is, jy weet, oor so wat 10 dae van nou af vertrek ek en Marieke, Jolandi en Marianne na Israel. Ons het 'n baie spesifieke mandaat, ons het baie van die inligting rondom dit het ons was stilgehou, vir die doeteenvoudige rede, soos wat ons net ook gesê het. As jy dit te veel deel, hy sloefie staan en wag. Ja, wat sal hy doen? As hy weet wat die mandaat is, sal hy dit wil kelder. Is dit nie so nie? So, ons sal julle definitief die getuienis daarvan gee, wanneer ons terugkom. Want ons gaan soontoe om 'n taak te, hierdie is nie 'n vakansie nie mense, dis nie, ek meen ons het daai hele 2 weke is ons net in Jerusalem, en ons het baie bepaalde goed wat ons moet gaan doen, wat ons moet gaan uitvoer. Nee? Ons sal nog steeds op ons pos wees, elke Shabbat sal daar wees. Maar jy weet, vandat ons hierdie oproep gekry het, hierdie mandaat, kom op na die berg. Het ons gebid, ons het vertrou, ons het gehoor. Ons gekyk na wat is die hoekom, die waarom en die wanneer. En ek dink dit sal nie verrassend wees as ons sê dat ons nie nou alles kan deel nie. Maar ons moet getuig, toe ons kaartjies moes koop van PE na die lughawe toe in Johannesburg, Vader het voorsien. Kaartjies na Israel, Vader het voorsien. Kospakkies om saam te neem, Vader het voorsien. Daar is basies in al ons behoeftes voorsien. Ons vertrou net nog vir 'n paar klein dingetjies. So ek wil dit by jou laat, ek wil nie vir jou vra vir geld nie, maar ek wil vir jou dit tog sê. As Vader het op jou hart lê om 'n bydrae tot hierdie saak te maak, afgesien van dit wat jy normaalweg doen gerus so. Ons kan met absolute sekerheid sê, hier is nie 'n vakansie nie, ons het taak om te verrig, dit is 'n bepaalde mandaat. Dit is vir ons absoluut verstommend gewees in hierdie pad wat ons van November af geloop het, om te sien hoe Vader mense op ons pad sit wat dan moet wees, en dat die wat ons gedink het op die pad moet wees, dan haal hy hulle weer af, en ek praat selfs in Israel, nee? Selfs in Israel. So, hier kom 'n getuienis, ons gaan vir julle vertel, ons kon jy nie vandag vertel wat jy mag eet en nie eet nie, ons gaan daai gedeelte gaan ons in volgende week hanteer, nee? So ons gaan volgende week nog steeds op ons pos wees, voordat ons vertrek doen na Israel. In Israel gaan ons definitief elke Shabbat aanbieding hê, dan gaan jy PowerPoint. Waarskynlik gaan jy nie 'n PowerPoint kry nie, jy gaan ons besighede sien. Jy gaan Israel kan sien. Jy gaan dalk ons vertrou. So, een ding wat jy kan doen, is, jy het nou gesien, moenie versuim om te bid vir dit wat ons moet gaan doen nie. Julle moet ons kragtig ondersteun vir dit wat ons moet doen. Maar weer eens, soos ek sê, volgende week is ons op ons pos. Ek kan nou nie al die kouse kosse met jou bespreek nie, maar volgende week gaan ons praat oor die intieme lewe. Ja. Wat is aanvaarbaar vir Vader? Wat is hoegenaamd nie aanvaarbaar nie, wat jy nie in daai tabernakel gaan invat nie. So ja, as jy by die volgende skyfie gaan gee,
ek wil net hierby sê, miskien moet ons net sê vir die wat klein kindertjies het, moet julle dalk maar oordeelkundig wees, Ja. want ons gaan op die man af. Weer eens is dit 'n kwessie van, weet jy, ons hanteer maar die moeilike vrae. Ja. Ons hanteer maar die moeilike vrae. As jy moeilike vrae het oor die kos, wat jy mag eet nie, praat met ons, nee. Ja. Die seëning het ons nou gesien wat Aaron hulle uitgespreek het, en ek gaan dit nou oor julle uitspreek. Yawerecha, Yahuwah v'yishmerecha, Ya'er, Yahuwah panavelecha v'chunecha. Jesaja, Yahuwah panavelecha v'Hashem lecha shalom. Hy sê daar, spreek met Aaron en sy seuns en sê vir hulle, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê, Yahuwah sal jou seën en jou behoed. Jahoua sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou goedgunstig wees. Jahoua sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou shalom gee. En so kom hy, en hy sal jou seën. Hy sal sy ligglans vir jou bekend maak. Ek hoop jy het mooi gehoor, as jy 'n situasie het, vandag wat jy weet hoe hanteer moet wees, plaas dit voor hom. Hy's gereed om daarmee te deel.